voorreg om dit te kan doen. Nou ons vier vandag ons 27ste verjaarsdag. So ons is nie meer kind nie, ons is nie meer tieners nie. Jy weet, ons is nou al bietjie groot. En ons gaan later kyk na 'n slideshow wat net so bietjie van die geskiedenis sal deurgaan. Maar ek wil vanoggend met u praat oor die tema as ek maar net. As ek maar net. Nou weet jy, die realiteit is, baie mense kom op 'n stadium in hulle lewe, en dan sê hulle, as ek maar net dit, as ek maar net dat gedoen het, of as ek dit nie gedoen het nie, of as ek dinge eerder anders gedoen het. Dis half 'n spyt, jy weet, as ek maar net. En dis hartseer as mens daaraan dink, dat baie ouens op hulle sterfbed juist praat oor, as ek maar net. As ek maar net, spyt. En wat sê die Afrikaanse spreekwoord, spyt kom te laat. Nou ek wil ietsie besonders met u deel. Ek het laas Sondag net vlugtig daarvan vertel, ek gaan net bietjie in detail vertel. Laas Saterdag aand, soos gister 'n week terug, die oggend, het was 2 uur, word ek wakker, en op baie stadium het ek nie besef, dis die Here wat my wakker maak nie. En toe begin ek nou rondrol, en ek kan nie slaap nie. En daar's 'n liedjie in my kop. En ek kan nie verstaan waar die liedjie vandaan kom nie, want ek luister nou nie eintlik wêreldse musiek regtig nie. En jy weet, hierdie spesifieke lied het ek nie die afgelope tyd gehoor nie. En dit het my so bietjie laat dink, en ek het gaan soek na hierdie lied, en ek het op hom afgekom, I Don't Believe in If Anymore, van Roger Whittaker. Daar het 'n gedeelte van die refrein, die koor in my kop wat gesteel. En die gedeelte was hierdie, en ek het dit vir u uitgelig. No, you don't believe in if anymore, it's an illusion, it's an illusion. No, you don't believe in if anymore, if is for children, if is for children building daydreams. En ek kan nie verstaan hoekom die ding in my kop is nie. En ek begin met die Here praat. En ek kry hierdie gedeelte in die Bybel van as ek maar net. Op daai stadium het ek nie gedink dit staan in die Bybel nie. So nou daarby kom, maar dit staan in die Bybel. So ek het nou vir u gesê, baie mense leef met hierdie woorde, as ek maar net meer geld gehad het. As ek maar net gesond was. As ek maar net nog 'n kans gehad het. Maar die Bybel wys, wanneer 'n mens werklik by Jesus uitkom, verander as ek maar net, verander dit in geloof. Want as jy 'n as ek maar net het, beteken jy het nog nie geloof in aksie gestel. Jy het nog nie 'n keuse gemaak en 'n besluit geneem om 'n sekere ding te doen. Nou hier staan dit, Matteus 9, vers 20 tot 22, ek gaan nou vir u wys die gedeelte. En daar het 'n vrou, wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak, want sy het by haarself gesê, as ek maar net. Staan in die Bybel, as ek maar net. Wat sê sy, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Hier's 'n vrou, in vers 22, ekskuus, laat ek hom klaar lees, en Jesus het omgedraai na haar gesien, en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. Nou ek wil met u praat vanoggend oor as ek maar net. En weet jy, daai as ek maar net kom dikwels uit 'n plek van nood. Ek het stryd, ek het probleme en dan sê ek, as ek maar net. As ek maar net.
Hierdie vrou het 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei, en volgens Levitikus 15 was hy seremonieel onrein. Dieselfde kategorie as die melaatse. Wat het dit beteken vir haar? Dit het beteken vir haar, sy mag nie tussen mense gewees het. Dit het beteken, sy kon nie in die tempel ingaan nie, sy was onrein. Sy kon nie God in die tempel gaan aanbid nie. En wat sê die Bybel? 12 jaar lank het sy al hierdie probleem. Sy was uitgesluit uit die samelewing. Sy kon nie in die tempel aanbid nie. Mense moes haar vermy. En dan sê die woord ook nog, sy het baie gelei onder dokters. Sy het al haar geld uitgegee en sy het nie beter geword nie. En kom ons gaan terug. 12 jaar lank. Probeer vir jou indink, 12 jaar gaan jy deur dit. 12 jaar. Sy was, en dis die werklikheid, sy was fisies gebreek, ek is seker emosioneel uitgeput, sy was definitief finansiëel bankrot, en sy was geestelik desperaat. Want niks gebeur nie. Daar kom nie uitkoms vir haar nie. Maar weet jy wat, broeder en suster, Jesus is nie bang vir my en jou nood nie. Is nie bang nie. So ek en jy moet besef, as ek hierdie, as ek maar net oomblikke het, of dinge wat in my lewe in die verlede gebeur het, dat ek op 'n punt gaan kom om te sê, as ek maar net geloof toepas en dinge gaan verander. En dis die tweede punt, as jy by daai, as ek maar net kom, verander dit in 'n daad van geloof. Weet, terwyl ek deur hierdie boodskap gegaan het, ek gedink aan 27 jaar terug, ons het gister, presies 27 jaar terug, ons eerste diens gehad op 21 Maart 1999 in Laerskool Hermanstad. En terwyl ek hier deur gaan, toe dink ek daaraan, dankie tog, dis nie maar net, as ek maar net oomblik in my lewe nie. Want God het met ons gepraat en ons het iets gedoen. Dit was nie net ek nie, dit was 'n hele klompie van ons. Wat besef het, daar's 'n nood in die gemeenskap. Ons moet iets nuuts begin. En broeder en suster, ons het met niks begin. Ons het begin met 'n roeping, ons het begin met God wat met ons gepraat het en ons het nie geweet wat om te doen en waar eers om te begin nie. Want dis iets wat ek nog ooit voorheen gedoen het nie. As ek maar net. En weet jy, lang storie kort, die waarnemende hoof daai tyd in 1999 was niemand anders as Bertie Matthijssen. Hy sal afgetree vandag. En ons gaan sien hom, lang storie kort, en hy sê vir ons, dis nou toevallig. Toevallig. Want vanaand sê die beheerliggaam om te besluit oor die saal, want daar's nou 2 aansoeke vir gemeentes om die saal te gebruik. Ok, ek sal nie vir julle jok deur te sê, dit het my nie geworry nie, dit het my erg geworry, Here, wat nou? Ons het nou 2 gemeentes. Die volgende dag kom hy terug, beheerliggaam besluit, ons albei kan die saal gebruik, maar ons moet met mekaar reël oor tye. Lang storie kort, die ander gemeente het besluit, hulle wil nie die saal gebruik nie, en woeps, daar begin ons. En ek sal nooit vergeet nie, weet jy wat het ons betaal aan die begin vir die saal? R200 'n maand. En dis waar ons begin het. En weet jy, ons het nie klankstalle en sulke goed gehad nie. Ons het met my wifi begin.
met 'n mikrofoontjie ingeplak in die wifi sodat ons darm so 'n bietjie kan musiek maak en kan sing en so aan. Hi-fi. Wi-Fi. Wi-Fi was daai tyd nog nie eers 'n issue nie. Skus, hi-fi. Jy's reg. Hi-fi. Nee, kinders weet nie wat dit is. En so het ons begin, broeder en suster, en so het die Here ons geseën en geseën en geseën en geseën. Maar jy sien, dit het nie net gebly by as ek maar net. Dit het gegaan oor geloof in aksie en 'n daad van geloof. Kom ons gaan terug na hierdie vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het. Sy het nie net gedink nie, sy het opgetree en deur die skare beweeg. Luister nou mooi, sy mag nie tussen mense gewees het. Sy mag nie daar gewees het, want sy mag nie eens in die gemeenskap gebly het. Sy moes haar afsonder omdat sy onrein was volgens die wet. Maar sy beweeg deur die skare. Nou dink jouself daaraan, as 'n paar duisend mense bymekaar. Hierdie vrou is siek. Sy beweeg deur hierdie skare en sy mag. Niemand mag haar aanraak nie. Ek wonder hoeveel ouens het sy aangeraak om tot voor te kom. Sy sê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Kyk, dis geloof. Skus, ek gaan nou niks snaaks doen nie, maar die enigste kleed wat naby is jou rok. As ek net aan die soem kan vat, as ek net aan die soem kan vat, hoe gaan dit dinge verander? Jy sien, haar geloof was nie in hy kleed en hy soem aan sy moes raak nie. Maar sy het geglo in Christus Jesus. Sy het geglo, want sy het gesê, as ek net die soem van sy kleed, Jesus se kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Nou is interessant as jy so 'n bietjie 'n storie gaan maak oor die tossels van die kleed. Dit was 'n teken van God se wet en heiligheid. ChatGPT vertel vir mens baie goed as jy sukkel. Dis die teken van God se wet en heiligheid. Jy sien, broeder en suster, hierdie vrou het besef dat selfs die geringste kontak met Jesus kan 'n lewe verander. Kyk as wat sê die vers, want sy by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Selfs die geringste kontak met Jesus kan 'n lewe verander. En jy sien, dis wat ek en jy moet glo om te sê, wow, dis wat ek wil doen. Nou wat is die les wat ons leer? Geloof sê nie net, ek glo Jesus kan help nie. Geloof sê, ek gaan na hom toe. Hoor gou weer. Geloof sê nie net, ek glo Jesus kan help nie. Geloof sê, ek gaan na hom toe. Ek gaan na hom toe. Ek bring my probleem. Dit gaan nie net bly as ek maar net nie. As ek maar net aan sy kleed geraak het niks verander nie. Sy moes dit doen. Sy moes deur daai skare dring. Sy moes haar kant bring. Sy moes opoffer en sy het. As ek maar net. Nou derdens, Jesus verander die as ek maar net in 'n nuwe lewe. Jy sien hierdie as ek maar net oomblik. Wat sê die woord in Markus 5 vers 29? En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. Beteken sy was gesond. Onmiddellik. Was nie 'n proses nie, onmiddellik. En wat sê Jesus vir haar?
Jesus kom en hy sê vir haar, goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Wat 'n geloof is dit? Daai geloof wat gesê het, nie net, as ek maar net nie, as ek maar net aan sy soem kan raak nie, dit gaan oor, as ek maar net aan sy soem kan raak en ek gaan doen dit, ek doen dit. Ek en jy moet daai geloof in aksie begin stel. En hier wil ek inkom, weer by die gemeente se verjaarsdag. Ons het begin in laerskool Hermanstad en toe was die fasiliteite vir al vir die kinderkerk bietjie klein. Toe skuif ons nie lank daarna, 'n paar jaar daarna, na laerskooltuine toe en ja, daar dinge ook bietjie moeilik begin raak. En ek sal nooit vergeet nie, dit was 'n maandagoggend en ek open nou al vir donkie jare hier by om Pieter hulle, daar by hulle werk. En toe gaan ek na hom toe, toe sê ek weet nie wat moet ek doen nie. Dinge by die skool raak bietjie moeilik vir ons. Ek weet nie wat om te doen nie. En ek onthou waar hy gesê het, maar raak net rustig, raak kalm, waar sal 'n uitkoms kom? En die Here gebruik sy dogter Marisha om te sê, pa, wat van die ou oase bakkery? En hulle kom wys my, maar broeder en suster, impress was ek nie gewees nie. Want dit het nie gelyk soos nou nie. Dit was 'n groot oop plek en daar was niks. Maar ek het rustig begin raak en hy het weer met my gepraat en gesê, maar kom ons gesels hier. Om het onthou. En toe sit geloof in aksie. En broeder en suster, ons het al hierdie veranderinge kontant gedoen en die Here het voorsien. Ek bedoel, dis alweer 13, 14 jaar, einde van die jaar, 14 jaar later. Wat sê God? Hy kan enigiets doen. So hou op of as ek maar net iets moet doen en ek doen dit nie, dit beteken dit my geloof is nie daar nie. Ons moes geloof in aksie stel. En dis wat ek en jy moet doen. God voorsien, God onderneem, en hy doen dit op wyses wat ons net verstom laat, maar dan moet ek en jy daai vat. Wat sê Jesus vir haar? Hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Wat doen Jesus? Hy noem haar dogter. En weet jy wat, as jy kyk na die hele Hebreëse setup en hoe hulle gewerk het en hoe hulle dinge gedoen het en hoe hulle met mekaar gepraat het dit hier gegaan oor Jesus gee haar waardigheid terug en herstel haar. Dogter, jou geloof het jou gered. Weet jy wat, dat Jesus nie praat van genesing daar, hy praat van redding. Ja, sy was genees, maar het iets anders ook gebeur. In die gees het daar iets gebeur, want hy sê vir haar, jou geloof het jou gered. Nie gesond gemaak, nie gered. Jy sien, Jesus genees nie net ons liggame nie, hy herstel ons. Die eie ek, hy herstel jou, en hy help jou. Jy sien, baie mense leef vandag met, as ek maar net. Ek hoor dit gereeld. Veral as mense die laaste deel van hulle lewe en hulle is siek en hulle lê op sterwe, ek hoor so baie, as ek maar net. En ek het nog nooit daaraan gedink, soos ek laas Saterdagoggend daaraan gedink het nie. Die Here wil die as ek maar net dinge in jou lewe begin verander.
Maar van wie gaan dit afhang? Van God, nie van jou, wat jou geloof in die Here moet stel. Dat jy nie weer sê, as ek maar net. Weet ek, kom so rukkie terug by 'n vrou. Sy kan nie kinders hê nie, sy het al lank op tulp gegooi, hulle het alles probeer. Toe sê ek vir hulle, julle het nog nie alles probeer. Sy sê, pastoor, ons het nie meer geld vir iets anders nie. Ek sê, vir hierdie het jy nie geld nodig. En ek vertel hulle getuienis toe ek nog gestudeer het. Was daar 'n vroukie in die gemeente daar in Centurion. Ek sal nooit vergeet nie. Sy was so betrokke by die kinderkerk, sy kon nie haar eie kinders hê nie, want luister, sy het 'n volledige hysterektomie gehad. Dis onmoontlik om kinders te hê. En God praat met my die eendag en ek sê vir die Here, Want hy sê vir my, gaan bid vir haar, dat sy sal swanger raak. Toe sê ek, Nee, net nog gebeur het nie, en dan, jy sien, onmiddellik ongeloof, né? Ja, die Heilige Gees dryf my, en ek gaan, en ek sê vir haar, as hy kyk so vir my, maar die trane loop oor haar wange, en ek bid vir haar. Lang storie kort, sy het vandag 4 kinders, haar eie. En toe sy by, ek sal nooit vergeet nie, by die spesialist kom, die gynekoloog wat die operasie gedoen het, sy sê vir hom, ek dink ek is swanger, sy sê vir hom, jy mors my tyd. Ek het self die hysterektomie gedoen, dis menslik onmoontlik. Sy sê, ag dokter, wil jy nie kyk nie. En teen sy sin gaan kyk, het toets alles daar en sy swanger. En hy het eers gedink is 'n ander vrou, toe kom hy agter, maar dis die vrou, en hy het na haar leer toe gegaan, volledige hysterektomie, no problem, dit is dit, so iets moes hier gebeur het. En die vrou sê vir hom, God het ingetree. As ek maar net, God het ingetree. En jy sien, dis daai oomblikke waar ek en jy moet kom om te sê, dit gaan nie oor God wil my nie help nie. Die feit is, ek wil nie altyd glo dat God my kan help. En my en jou geloof is nie altyd wat dit moet wees nie. God voorsien, God onderneem, God help. Broeder en suster, God is getrou. En weet jy, hy sit mense op jou pad, wat jou help en jou rig, en vir jou sê, my kind, daai persoon is daar om jou te help. Ek sal self die probleme oplos, nie, ek kan nie. Maar God kan. Maar dan moet jy na hom toe kom, en ophou met hierdie, as ek maar net, oomblik in jou lewe. Kom na Jesus, Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En die laaste deel van die vers sê, en ek sal vir julle rus gee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sluit af, wanneer geloof Jesus aanraak, verander die as ek maar net, en kyk wat het die Here gedoen. Kyk gou weer na daai stuk. Hy sê, wanneer geloof Jesus aanraak, my geloof, jou geloof, verander as ek maar net, en kyk wat het die Here gedoen. Hou op om te sê, as ek maar net. Weer, daai prentjie het my verskriklik getref, hierdie vrou, en jy weet, om Jesus se soem aan te geraak het, moes sy op haar knieë gaan. Luister mooi, hulle het lang rokke gedra, sy moes op haar knieë gaan. Sy is op haar knieë en sy sê net, as ek net aan haar soem kan raak, en toe sy dit doen, toe verander alles. Weet, een van die ander boeke, wat so bietjie meer uitbrei in die Bybel, Matteus, Markus, Lukas, kom hierdie storie voor, sê die een gedeelte, dat die disippels vra
vir Jesus, hoe kan jy sê, wie het my aangeraak? Kyk al hierdie mense, almal wil jou aanraak, maar Jesus het geweet, hierdie was 'n ander aanraking. Hierdie was 'n geloofsaanraking. Hier het iets gebeur. En sy sê ek. Sy is nie eens bang om te sê, dis ek nie. Dis ek, Here. En die Here kyk net so van, sê, jou geloof het jou gered. Jou geloof. Ek wil jou vra, hoe is jou geloof? Hoe is jou geloof in God? Ons sing, Jesus kan alles doen, maar glo jy dit regtig? Glo jy dit? Broeder en suster, kom ons gaan onsself oorgee aan die Here en ophou sê, as ek maar net, dat ek sal eerder sê, ek gaan iets doen omtrent hierdie as ek maar net. Ek gaan geloof in aksie stel, ek gaan God vertrou, al beteken dit ek moet deur 'n skare gaan, net om aan daai soem van sy kleed te raak, sodat ek genees kan word, sodat daar oorwinning kan kom, sodat daar deurbrake kan kom. Dis wat God vir my en vir jou vanoggend wil sê. Sê, Here, hier is ek. U gaan my help. U gaan vir my deurdra. Nou, ek gaan nie vanoggend iemand vorentoe roep nie, maar as jy net sê, Here, ek wil net hierdie, as ek maar net vir u gee. Ek wil dit vanoggend vir u gee. Dan wil ek vra dat jy net daar gaan staan, daar waar jy sit. Staan net op jou voete en sê, Here, dis my teken, dat hierdie as ek maar net, ek gee dit nou vir u. Dankie vir hulle wat reeds staan. Wie is daar nog? Dan gaan ons saam bid, net daar waar jy staan, ons gaan vra dat God vir jou gaan aanraak, en vir jou gaan help, dat jou as ek maar net oomblikke kan oorsit in geloof, sodat jy God kan vertrou, dat die deurbrake kan kom in jou lewe. Hier is so baie wat staan, en terwyl jy daar staan, vertrou die Here, nou maak jy oor toe, en gee jouself oor aan die Here, wie wat, ek wil net, jy steek jou hande op, en sê, ek wil hierdie as ek maar net nou vir Jesus gee. Want Jesus gaan vir my onderneem. Here, hier is soveel wat staan. Ons het vanoggend gehoor, ons sê so baie as ek maar net. Maar Here, dan doen ons geloofsgewys absoluut niks daaraan nie. Want ons besef nie, U kan enigiets doen nie. Ons besef nie dat U is die God van die onmoontlike nie. Ons besef nie dat U die God is wat genees nie. Ons besef nie dat U die God is wat bande kan breek nie. Ons besef nie altyd dat, Here, U kan die onmoontlike verrig waar mense sê dis onmoontlik. Dankie vir wat U doen. Dankie vir wat U nou in lewens doen. Raak elkeen aan in Jesus naam. En ek bring U die lof en die eer. Here, U is 'n goeie God. Dankie dat U voorsien, dankie dat U onderneem. Die lof en die ere kom U toe, Vader. Dankie vir die getuienisse wat ook gaan uitkom na vanmôre van Jesus. Het onderneem vir my, want ek het hierdie as ek maar net oorgesit in geloof in God. Ek het hom vertrou en hy het vir my voorsien, hy het vir my genees, hy het vir my geonderneem. En ek eer U, Vader, want U is 'n goeie God. En daar is niemand soos U nie. Amen. Jy kan die sitplekke neem. Slaap, Lily. Broeder en suster, bring maar gou vir my toe. Weet jy, ons het al 'n paar keer vir hierdie ou dogtertjie gebid. Sy's op pad 3 toe, né? Sy's amper 3, maar sy lyk nog soos 1 jaar oud. Kan ook nog nie loop nie as gevolg van die beentjie probleme. Maar weet jy wat, vanoggend het hierdie ouma vir my iets gesê wat my hier geslat het. Die dokters het gesê, hierdie dogtertjie sal nie kan loop nie. Sy wil nou net begin loop. Want ek weet, God is besig om iets te doen, en sy gaan begin loop. Julle gaan nog sien, en woeps, dan loop sy. En dit het my net laat besef, so klein as wat sy is, sy wil loop. Sy gaan loop. Want my Jesus spesialiseer in die onmoontlike. 'n bietjie probleme of te not, sy gaan loop. Want God is trou.
Jesus, dankie, ons dra weer op aan U. Here, dis nie maar net een van hierdie, as ek maar net oomblikke nie. Nee, ons kom na U toe en spreek lewe oor hierdie liggaam. Ons spreek genesing oor hierdie liggaampie. Sy gaan loop. En ons sê vir U dankie, Jesus. Dankie vir wat U gaan doen en ek kan nie wag vir hy getuienis om te kom nie. Dat Lily het begin loop. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus, vir U seëninge. Dankie dat U help. Dankie dat U onderneem. Dankie julle. Ja, Jesus is getrou. Nou broeder en suster, ons het nog doopdiens ook, maar ek gaan dit so bietjie nou doen. Ek wil vir u net 'n slideshow speel. En weet jy, dit is baie moeilik om 27 jaar te probeer alles doen. So as ek baie goed uitgelos het, sorry, maar hy is ongelukkig 'n paar minute. Wie sê sal net vir my musiek saam met dit moet speel asseblief. Ons gaan die ligte afsit en ons gaan kyk na 27 jaar se herinneringe. God is getrou en daar's niemand soos hy nie. Kom ons kyk daarna. Baie dankie, Almarie. Ekskuus, dit gaan net 'n tydjie vat om aan die gang te kom. Daar's hy. Oh, Holy Spirit, you touch my soul. You touch my spirit. You make me whole. You are the life, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. Oh, Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Oh, Holy Spirit, show me the way when I should carry on or when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. I live through you, you live in me. For your love
spirit is in me. For your love, a little bit more of me. For your love out on me. For your love out on me. For the world to see that your spirit is in me. For your love a little bit more on me. For your love out on me. For your love out on me. For the world to see that your spirit is in me. For your love a little bit more on me. For your love out on me. For your love out on me. For the world to see that your spirit is in me. For your love a little bit more on me. Holy Spirit, For your love a little bit more on me. oh yes, my Lord. For your love a little bit more on me. Yes, on me. Yes, on me. Behold, my Lord. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Oh, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Lift Jesus higher,
my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Greater is he that is in me. Daar is net 'n vlugtige oorsig oor 27 jaar. Daar is 10.000 foto's, herinneringe hoe goed God is. So ek sê net vir die Here baie baie dankie. Kom ons gee net vir die Here 'n groot hande klap. Sê baie dankie Jesus. Baie dankie vir elkeen wat al die jare so getrou was en vir ons gehelp het en nog steeds help. Vir u wat nie ingeskakel het ook, dankie. U is deel van ons gemeente, deel van dit wat besig is om nog geskryf te word, hierdie storie van Koinonia Christen Sentrum. So ons sê vir u baie baie dankie. Nou ek gaan dan ook vra dat die twee dopelinge na vore gaan kom, maar net voor julle kom, ek wil net vra almal wat vanoggend hier is, wat destyds begin het. Ek weet daar is nie baie van ons oor nie. Dat u net gou na vore gaan kom asseblief, waar daai eerste diens op 21 Maart 1999 in Laerskool Hermanstad was, dat u net gou gaan kom. Thys, ek weet jy is hier, en ek weet my pa en ma is hier, nou Melanie en my twee kinders is nou nie, Annika en my kind en Melanie is hier langs om my vrou, maar ek wil net vir u wys, hierso, kom staan nie by my tuis. 'n klomp van hulle wat saam met ons begin het, is ook nie meer met ons nie. Weet, Ferdi is oorlede so 'n paar weke terug. En so hierso is wat nou nog oor is op hierdie stadium, wat nog saam met ons in die gemeente is. En Thys, dankie. Dankie pa, dankie ma. Dit was 'n besonderse pad wat ons gestap het van 27 jaar en ek weet dat die Here vir ons so ryklik geseën het. So baie dankie vir julle. Julle is special. Ja. Ons eerste vergadering was daar in hulle huis gewees. Toe het ek en Melanie nog daar gebly. So ons het daar begin. So dit was awesome. Baie dankie. Kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap. Ek gaan dan vra dat die twee dopelinge na vore gaan kom. Dit is vir my so wonderlik dat dit bly gebeur. Weet jy, ek gaan kyk na statistiek. Hulle sê in 80% van Pinkstergemeentes in die wêreld was daar die afgelope jaar nie een dopeling. Het jy gehoor? 80% van Pinkstergemeentes in die wêreld het die afgelope jaar nie een dopeling gehad. Kom staan nie voor, hierso, julle moet my so wat, so. Ek is so dankbaar dat ons op ons verjaardagdiens dit ook kan doen. Om julle dan te doop. Nou Esther, met jou stap ek 'n baie lang pad, so ek is dankbaar teenoor die Here vir wat hy vir jou gedoen het. En vir wat hy ook verder gaan doen. En Boetie Renken vir jou ook dieselfde, ek is bly vir wat die Here vir jou gedoen het, en as jy hier saam met ons kan wees. En ek weet die Here gaan jou baie, baie ryklik seën.
Hoekom moet ons laat doop? Omdat die kerk so sê? Nee. Omdat die kerk reël so sê? Nee. Omdat mense so sê? Nee. Omdat die Bybel dit vir ons sê. En die Bybel is God se woord. So Jesus sê self, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Dis die woord baptizo in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hierdie is 'n stap van gehoorsaamheid. En ja, dis deel van jou hele reddingsproses. Maar dit stop nie hier nie. Want nou sê die woord, ons moet julle ook leer om te doen wat die Here wil hê julle moet doen en wat die woord sê. En mag die Here julle help. Ek wil ook vir julle sê, Markus 16 vers 16 sê dit baie duidelik, as jy glo en jou laat doop, sal jy gered word. So dit is deel van jou reddingsproses. So dit gaan nie oor die doop nie, dit gaan oor ek moet myself bekeer, kind van God wees, en dan gehoorsaam wees in sy stem. En dis wat ons gaan doen ook vanoggend. Ek sê vir julle baie dankie dat julle gehoorsaam was aan die stem van die Here. En ek gaan vir julle dan net 'n paar vragies vra, wat julle dan maar net moet antwoord voor die gemeente en natuurlik voor God ook. Want wie wat is nie net van ek laat my doop nie, dis 'n opdrag van die Here en ek moet dan doen wat die Here sê. So ek weet dat God het iets baie besonders in stoor vir julle. Ek wil net by die vraag uitkom. Daar's hy, ek was nou daar, doop. Daar's hy. Ek gaan dan vir jou eerstens vra, het jy jou werklik tot God bekeer? Het jy Christus Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? En glo jy dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons drie enige God is? En verlang jy derhalwe om gedoop te word deur onderdompeling ooreenkomstig Matteus 28 vers 19 in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees? En dan beloof julle om julle te onderwerp aan die woord van God en die tug van Koinonia Christen Sentrum, soos wat dit voorkom in die woord van God. Wonderlik, broeder en suster, kom ons staan, kom ons steek ons hande na hulle toe uit, en ons gaan vir hulle seën in die naam van die Here. Stoor Japie sê, jy vir hulle kom bid, ek sal vir hulle so lank salf, vir die Here vra om te help. Broeder en suster, steek jy hande na hulle toe uit, want dis 'n opdrag van God, wat ons vanoggend gehoorsaam. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons vir hierdie twee broeders kan bid vanmôre. Here, waar hulle stap van gehoorsaamheid neem vanmôre om gedoop te word. Nadat hulle U aangeneem het as verlosser en saligmaker en die Here van hulle lewens. Here, seën hulle en help vir hulle om 'n lewe te lewe van heiligmaking en te streef om elke dag heilig te leef saam met U. Here, wees met hulle gesinne, dat hulle die pad sal stap in geloof. En ons eer U dat ons vir hulle kan seën vanmôre in Jesus naam. Amen. Prys Here, terwyl jy so staan, Michael gaan nog 'n lied of twee sing. Ek sê vir hulle ook dankie, as ek so kyk na die foto's, dis al lank wat jy die pad vir my voorstap met die prys en worship. Dankie vir julle. Dis 'n lelike manier om my te sê ek onthou. Ek waardeer julle, kom ons gaan trek aan julle. To the river I am going, bringing sin I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me, Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river, Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand.
closer. Lord, I need to meet you there. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Come and join us in that river. Come find life beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, a precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Nog een keer, precious Jesus. Yes, precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Ek kan nie se plekke neem, baie dankie. Magtig, ek kan hier reg hier kom staan, sis. Nou broeder en suster, is vir my 'n wonderlike voorreg om dit ook nou te kan doen. En ek is opgewonde, weet jy, om 3 Sondae dit na mekaar te doen, wys net hoe goed die Here is.
En as die Here ook met jou gepraat het, kom praat met ons en sê, joh, die Here het in my hart gepraat, as jy nog nie gedoop is nie, stap uit pad saam met die Here. Dit is belangrik dat ons dit gaan doen. Gehoorsaam gaan wees aan sy stem. Ek wil net vra, hulle wat ingeseën is, asseblief na die diens, net agterbly, ons wil net amptelike foto's net daar voorneem in die hoekie, en dan het ons rekord van dit ook vir ons blad. Baie, baie dankie. Jan Johannes Renken op jou eie belydenis, en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Ashton Swart op jou eie belydenis, en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Ja, ou, nie vir my kon sê voor die tyd hy het geswem nie, of hy was 'n swemmer op sy tyd nie, dan toets ons dit nie, baie geluk julle twee, die Here seën. Nou broeder en suster, ons gaan afsluit met 'n laaste lied, dan gaan pastoor Japie afsluit. Ek wil net weer herinner asseblief, die wat ingeseën is en gedoop is, net vir foto's, daarvoor in die kerk, onthou die bandjies, die rubberbandjies is teen R10 beskikbaar, daar is ook laprappies van die materiaal, WWJD, hulle is R20, die ander is R10, so is welkom na Pieter toe te gaan. Ons het weer so, ek dink 30 ingekry, so daar is ongelukkig nie baie nie, maar as jy wil hê, jy gaan haal daar by Pieter, baie, baie dankie. En die Here seën vir u, as u ons wil sien, ons sal na die tyd beskikbaar ook wees, u is ook welkom om 'n koppie tee, koffie te gaan drink, dan wil ek net gou sê, vir al ons kleintjies wat hier in die kerk is, daar is vir julle 'n spesiale paaspakkie daar by die kinderkerk. Julle, is dit hierso? Annika staan hier, sy gaan dit sommer vir julle gee, hoor. So julle kan na Annika toe kom, al ons kleine maatjies, daar is 'n spesiale paaspakkie vir jou. Ons het vir al ons kinderkerk oukies ook enetjie gegee, want die kinderkerk het vandag gesluit. Nee, JP, jy kry nie. Ok, kom ons staan op, laaste lied, baie dankie. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing hallelujah. Hallelujah, my Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. Hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing hallelujah.
Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, hy leef in my hart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef vandag, my Jesus leef vandag, my Jesus leef vandag. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Prys die Here. Awesome diens. Amen. Die Here is goed en getrou. Amen. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie diens kan afsluit, ook in U naam. Dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het om hier te wees en al hierdie dinge deur te kon gaan. Seën vir ons ook waar ons nou uit mekaar uitgaan, Here. Help vir ons om ons oë op U te hou. Dat ons nie hoef te sê as ek maar net nie, Here. Dat ons kan doen wat U ons wil hê ons moet doen. Here, dat ons kan wandel op die pad wat U vir ons het. Heilig sal lewe en U tot eer sal wees in alles wat ons doen en sê en dink. Ons eer U en ons dank U in Jesus naam. Amen. Baie seën almal. Lekker middag.